Laat u koninkryk kom. Dis vanmôre dag 9 van hierdie reeks. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. Die gebed wat ons vanmôre saam bid. Vader, help my om te sien hoe u vandag in my werk. Met die eerste oogopslag mag hierdie verse in Filippense 2 vers 12 en 13 verwarrend voorkom. Sinspeel Paulus dat verlossing iets is wat ons met verloop van tyd kan verdien, iets wat ons veronderstel is om uit te werk. Daar is baie skrifgedeeltes wat aandui dat verlossing nie iets is wat jy kan behaal nie, dis iets wat jy ontvang. Dis 'n genadegawe wat God vrylik aan ons elkeen wil skenk. So waarna verwys Paulus dan? Die sleutel om die frase werk julle eie heil uit te verstaan, vind ons eintlik in die volgende vers, waar Paulus skryf, want dit is God wat in julle werk. Paulus is eintlik besig om Jesus se volgelinge aan te moedig om voortdurend geestelik te groei. Om Jesus te volg is nie bloot 'n kortstondige besluit nie. Inteendeel, dis 'n reeks oomblikke en besluite wat tot 'n reis van herskepping lei. Die oomblik wanneer jy jou besluit neem om Jesus te volg, verklaar God jou as onberispelik en geregverdig voor hom. Hy gee jou 'n nuwe status. Die teologiese woord hiervoor is regverdigmaking. Die res van die reis is die proses waar volgens ons prakties word wat God ons alreeds in ons nuwe stand verklaar het. Dit word heiligmaking genoem. God is aan hierdie proses in jou lewe verbonde. George Muller, die 19de eeuse evangelis, stel dit so. Die gelowige moet klaarmaak, heeltemal deurvoer, moet die volledige gevolge toepas wat alreeds in beginsel deur God gegee is. Die gelowige werk nou aan dit wat God reeds in sy genade bewerk het. Dis die uiteindelike betekenis van die reis tot geestelike groei. Ons is in vennootskap met God in die herskepping wat hy in ons lewens doen. Vanmôre dink ons hieroor na. Raak stil. Vra God om jou diep bewus te maak van sy teenwoordigheid. Vra hom om aan jou te openbaar hoe hy in jou werk en hoe jy aktief in jou geestelike groei betrokke kan raak. Dank hom dan vir sy getrouheid en vra dat hy jou bewustheid sal opskerp om te weet hoe sy gees in jou werk. Mag jy vandag die Heilige Gees beleef in jou lewe en weet, God is by jou. Amen.